1 Korintiërs 2 vers 16, want wie het die gedagte van die Here geken, dat hy hom sou leer? Maar ons het die gedagte van Christus. So ons praat vandag oor, dink soos die Here dink. Nou sê hierdie skrif, die Here het jou reeds die denke van Christus gegee. Wysheid, duidelikheid en goddelike perspektief is jou erfporsie. Jy hoef nie die Here vir wysheid te smeek nie, jy het dit reeds. Die skrif sê, jy het die denke van Christus. Nie jy sal dit hê, of dalk eendag as jy heilig genoeg is nie. As jy in Christus is sy gedagtes in jou. Maar, hier is die sleutel. Dit manifesteer nie outomaties nie. Dit manifesteer deur ooreenkoms, en daardie ooreenkoms gebeur deur jou woorde. Die meeste mense gaan voort om in verwarring, vrees of geestelike pyniging te praat, selfs nadat hulle gered is, omdat hulle nie die narratief wat uit hulle mond kom verander het nie. Hulle het nie die storie wat uit hulle mond kom verander nie. Hulle sal dinge sê soos, ek kan net nie reguit dink nie. Ek weet nie wat om nou te doen nie. Ek is besig om mal te word. Hierdie woorde is nie skadeloos nie. Dit is toestemmingsbriewe vir angs, onstabiliteit en vrees om jou lewe te regeer. As jy die denke van Christus wil ervaar, moet jy praat soos iemand wat dit het. Hou op om jou verwarring te beskryf en begin jou duidelikheid te verklaar. Hou op om te sê wat kultuur oor jou gedagtes sê en begin verklaar wat die Here sê. So, nou is die vraag, hoe word hierdie identiteit van Christus in jou 'n werklikheid? Deur die woord van die Here te bely, deur oor die woord van die Here na te dink en die woord van die Here te memoriseer. Wanneer jy die Here se waarheid oor jou gedagtes praat, bring jy jou brein in lyn met jou gees en dan volg wonderwerke. Die woord word 'n filter wat jou gedagtes herbedraad, stilte aktiveer, chaos stil maak, vrede aktiveer. Radikale verandering begin wanneer jou mond die spreekbuis van Christus se gedagtes in jou word. Kom ons bid. Vader, ek verander die manier waarop ek dink en praat oor my gedagtes. Ek verwerp verwarring, vrees en chaos en ek verklaar dat ek die denke van Christus het. My gedagtes is helder, gefokus en gevul met goddelike wysheid. Ek hoor u stem en ek volg u leiding. Ek sal nie meer van nederlaag praat of geestelike swakheid verklaar nie. Ek het die gedagtes van my verlosser en ek sal praat met sy insig, sy perspektief en sy vrede in die naam van Jesus.